weet jy, die Here praat so met my. En ek sê, waaroor? Ek kry die antwoord uit Amos. Uit Amos. Wat is die kanse? Wat is die kanse? En dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die feit dat die Here met ons wil praat uit sy woord. En jy's vanmôre hier omdat hy met jou wil praat. Amen. Hy's hier omdat hy in jou lewe wil inspreek. En ek wil jou vra, net daar waar jy sit, sê, Here, praat met my. Kom, net voordat ons begin, sê bietjie vir die Here, Here, praat met my. Here, praat met my. Nou, ek sien op party ouens se stoele is daar so blaadjie wat sê, gaan sê vir Rustenburg. Dit wat die Here met jou praat, wil hy moet gaan sê. Nou, jy hoef nie heeldag met die Bybel onder jou arm te loop en te gaan preek nie. Dis nie die idee nie. Maar waar jy beweeg, is daar mense wat moet hoor. Amen. En jy hoef nie te preek nie, jy moet net vertel van wat die Here in jou hart spreek. Jy hoef nie vanmôre die hele Bybel te ken en te weet waar dit staan en skrifte te quoteer en die regte versies op die regte plek te hê nie. Nee. Die Here wil net hê jy moet gaan vertel van wat die Here vir jou doen. Amen. Die Here wil net hê jy moet gaan vertel. Nou, ek wil graag vanmôre en hierdie blaadjie is eintlik, ek het nie geweet hulle gaan die blaadjies gee nie. Maar kom ons sê gou vir mekaar. Kom ons sê gou vir mekaar. Voordat ek begin. Die Here het my geroep. OK. Jy het dit nie gesnap nie. Kyk bietjie vir jou buurman en sê vir hom of haar, die Here het jou geroep. Kom aan, kom sê bietjie vir jou langs jou, die Here het jou geroep. Party ouens is nou skrik, skaam en bang. God roep steeds mense. God roep nog steeds mense. En kom ek maak dit makliker. God roep nie net sekere mense nie. Kyk, mens kry 3 verskillende roepinge. In die eerste plek roep God almal tot inkeer. God roep die hele wêreld tot inkeer. Dis 'n roeping. En tweedens roep hy jou om 'n getuie, disipel te wees. So, eerstens roep hy die hele wêreld om tot inkeer te kom, maar net sommiges reageer. Net sommiges reageer op sy roepstem. En hulle reageer, maar die oomblik as hulle reageer, dan kom die tweede roeping, wat God hierdie mense wat sy eerste roeping gehoor en aanvaar het, roep hy om disippels te word, om navolgers te word. En dan uit daai groepie roep hy mense om voltyds vir hom te werk. En die een is nie beter as die ander nie. As ons dink aan die 3 roepings, die belangrikste roeping is om God se stem te hoor, wat sê, kom dan uit die duisternis en word deel van die lig. Kom uit jou sonde en maak reg met God. Jy hoef nie langer soos 'n bok te leef nie. Jy kan 'n skaap wees. Nou kyk julle vir my soos 'n klomp skape. Nee, luister, en daar's 'n groot verskil tussen 'n bok en 'n skaap. Party bokke en skape lyk nogal baie na mekaar. Party bokke en skape lyk nogal baie na mekaar. Jy moet mooi kyk om te weet,
Sekere ras bokke lyk soos skape. En sekere ras skape lyk soos bokke. Weet jy wat is die maklikste manier om 'n bok en 'n skaap te onderskei? Nou is jy nie 'n boer in 'n sig nie. Janie, wat is die maklikste manier om 'n bok en 'n skaap te skei? Jy kan dit blinddoek doen. Nee, jy hoef nie net te voel nie, want albei kan pels hê. Jy kyk net na hulle voetspore. Jy kyk net na hulle voetspore. 'n Bok en 'n skaap kan nooit dieselfde voetspore hê nie. 'n Kind van die Here en 'n sondaar kan nooit dieselfde voetspore hê nie. En God roep ons as gewone, eenvoudige mense om sy waarheid te gaan spreek daar buite, selfs in 'n wêreld wat dit nie wil hoor nie. En die profeet Amos was so 'n tipe mens. Hy was so iemand, 'n skaapboer. Ek het nou nie verlede week gesê nie, ek het heeltemal, dit het my ontgaan. Hy was nie net 'n skaapboer. Hy het ook met vyebome geboer. Hy het met vyebome geboer in Juda. En hy was deur God gestuur na die magtiglike noordelike koninkryk van Israel. Om eintlik 'n boodskap te bring wat baie onwelkom was. Dis nie wat die mense wil hoor nie. En baie keer gaan jy iets vir mense sê wat hulle nie wil hoor nie, maar wat hulle moet hoor. Hulle moet dit hoor. En die boodskap is, julle het God verlaat en julle vertrap sy volk. Weet jy wat? As Amos gaan met hierdie boodskap, weet hy, as baie mense wat my kan kruisig. As baie mense wat my kan doodmaak as gevolg van die boodskap. Maar Amos is getrou in sy roeping. Teen die aanslag van mense, teen die hof van die koning, teen die valse priesters, staan hy vas. Hoekom? Waarom? Omdat hy weet, dis nie sy boodskap nie. Dis God se boodskap. Omdat hy weet, hy het homself nie gestuur nie. Dis God se woord. Hy weet aan wie hy behoort, maar hy weet ook wie het hom gestuur. Ook vandag, kan ek vir môre vir u sê, God het nog nie verander nie. Hy's gister, vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. En hierdie selfde God roep vanmôre ook mense. En jy moes hier wees om te hoor dat die Here roep jou. Hy roep jou. Nie net profete nie, hy roep nie net pastore nie, hy roep nie net wat ook al nie. Hy roep elke gelowige om getrou te wees aan sy roeping. En in Amos se lewe en in sy woorde is Amos eintlik net 'n vingerwysing dat die Messias moet kom. Hy's eintlik maar net 'n voorafskaduwing van Christus Jesus. Kom ons sê vanmôre vir mekaar dat Jesus Christus is die ware profeet. Kom ons sê vanmôre vir mekaar dat Jesus Christus is die ware geregtigheid, die regverdige. Kom ons sê vanmôre vir mekaar dat daar's net een redder, een verlosser, een saligmaker, wie se naam bo elke ander naam is, Jesus Christus die Here. Terwyl ek voorberei, dink ek aan Paulus se woorde wat sê, ek my voorgeneem om aan julle te verkondig, niks anders as Jesus se genoem as gekruisigde. Wanneer die kerk nie meer Jesus verkondig nie, moet jy weet,
as ander goed belangriker word as Jesus. En dit bring my by die eerste punt. As ons kyk na Amos se lewe, die eerste belangrike ding wat die Here met hom praat, is oor 'n waterpas. Nou ek is so spyt ek het hom nou nie saamgebring nie. Maar ek glo en ek vertrou dat almal van die weet hoe lyk 'n waterpas. En nou is daar mense wat my kyk, waarvan praat jy? 'n waterpas is 'n besonder wat ambagsmanne gebruik om seker te maak dit wat hulle bou of dit wat hulle oprig is regtig waterpas. Is regheid. Dis 90 grade of 180 grade. En wat is in 'n waterpas? Wat die meeste van ons, die meeste Suid-Afrikaanse mans lyk soos waterpaste. Hulle het 'n babbel in die middel. Maar dis nou nie waarvan ek vanmôre praat nie. In Amos 7 sien ons dat die Here praat deur Amos en hy gee hom 'n visioen van God wat met 'n waterpas langs 'n muur staan. En die Here sê, hoor gou hierdie in Amos 7. Hy sê, ek gaan my waterpas aanlê teen my volk Israel. Ek sal hulle nie langer spaar nie. Dit beteken eintlik, maar ek gaan nie langer toelaat dat julle so skeef is nie. Ek gaan my waterpas teen jou sit, om te kyk of jy regop is. Die waterpas kan meet of jy in lyn is. Die waterpas kan meet of jy op die regte plek is. Die waterpas is onbuigsaam. Die waterpas wys baie maklik iets uit wat skeef is. Ek kan onthou net voordat ons hiernatoe gekom het, was ons besig om kerk te bou. Nou, oor die algemeen is ons, veral as jy in so wêreld groot geword het, is ons oë baie meer akkuraat as dit kom by waterpas. Jy kan 'n ding net so kyk, dan weet jy of hy waterpas of regop is. En ek stop met my kar voor die kerk, en hulle is besig om 'n baie hoë gewel te bou. En toe ek stop, toe sien ek die mure skeef. En die eerste ding wat ek doen, ek klim uit en ek sê, die bouer se naam was Lucky. En ek sê, Lucky, daai mure skeef. Hy sê vir my, pastoor, jy kan nie van onder af sien of hy skeef of reguit is nie. Ek sê vir hom, waar's jou waterpas? Sit op die waterpas, laat jy sien. En toe hy hom so sit, toe sê hy, hoe weet jy? Jy sien, God kyk na ons en hy kan sien of jy skeef is. Hy kan sien of jy langs die pad beweeg het, of jy buigsaam is, of jy nie reguit is nie. En die Here sê, ek meet julle Israel, en julle is krom. Ek meet julle. Nou, is die belangrike vraag. As die Here hierdie goed sê, wat bedoel hy as hy sê, dis skeef? En die antwoord is in Amos. Amos 2 sê vir ons, in Amos 2 vers 6 tot 8, sê vir ons wat is skeef. Eerstens, hulle verkoop die regverdige vir geld. Ek wil hê jy moet mooi oplet. Want wat het ek net toe in die begin sê, Amos is eintlik maar net 'n heenwyse na Christus. Wil jy moet dit snap. Tweedens, hy sê, hoekom is hulle skeef? Hulle vertrap die armes. Derdens, hulle verdraai geregtigheid. Dit beteken hulle verdraai dit wat eintlik reg is.
Vierdens, hulle ontheilig die Here se naam deur goddelose dade, selfs by die altaar. So, selfs wanneer hulle vir die Here in sy teenwoordigheid is, selfs dan ontheilig hulle God se naam. En hierdie is nie net 'n sosiale onreg wat die volk pleeg nie. Hierdie wys eintlik dat die volk is in 'n rebellie teen God. Onthou net, enige vorm van 'n rebellie is sonde. Jy kan watter saak hê, maar as jy rebelleer, is dit sonde. Rebellie en God gaan nie saam nie. Ek kan onthou 'n klompie jare terug. Jy weet, as 'n mens jonger is jy baie meer eksplisiet. En ek sien ons het 'n nuwe gemeente geplant en dit is vir my baie moeilik gewees en ons het hierdie gemeente geplant en Sondag ry ek soontoe en dit het geweldige opoffering gekos. Baie geld. Dis nie goedkoop om 'n gemeente te plant. En die Vrydag ry ek in die straat en die visievoorsitter van die gemeente toi saam met die munisipaliteit. Ek kry so heilige woede oor my. Ek stop my kar. Ek hardloop in die crowd en ek gryp hom so aan sy hemp en ek sê vir hom, wat soek jy hier? Uit is jy! Hy skrik, hy sê, Pastor, I'm so sorry. Ek sê nee, gaan daar op die sypaadjie en repent. Ek sal nie rebelleer nie, al stem ek nie saam nie. My hulp is by die Here wat alles in sy hand het. Nie by toi, waar ek myself probeer geld nie. Nee, dis nie, ek is nie in 'n rebellie teen God self nie. Hierdie volk Israel, hulle is God se volk, uitverkoop, uitverkies. Maar hulle dien nie sy karakter nie. En terwyl ek daaraan dink, toe kom maar 'n versie by my op. Want ons is so maklik om te sê, ja, dit was maar nou daai Israeliete. Het jy 'n Bybel? Kyk bietjie in Romeine 3 vers 23. En hierdie is Nuwe Testament. Dis vir jou en my. Lees dit bietjie vir jouself. Sê daar bietjie, wat is jou naam? Sit jou naam daarin. Moenie sê almal nie, sê jou naam. Kom aan, sê bietjie jou naam. Ek het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hallo? Almal, dit wie's almal? Sluit dit ons almal in. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis in die Nuwe Testament. Die waterpas van God wys almal is skeef. Nie een van ons kan op grond van ons eie geregtigheid staan nie. Nie een van ons kan roem in onsself en sê ek is rein en heilig op grond van wie ek is nie. So in die eerste plek kom die Here en hy praat met Amos deur 'n waterpas. Tweedens, Amos word geroep en hy's gehoorsaam in die roeping van die Here en hy gaan stroom op. Nou, het julle al gesien? Om stroom op te gaan kos meer as om stroom af te gaan. Dis nie moeilik om stroom af te gaan nie. Hallo? Jy kan 'n jellyfish wees en dan gaan jy ook stroom af. Maar dit kos inspanning, dit kos iets, dit kos 'n wilsbesluit. 'n Keuse om stroom op te gaan. En Amos se roeping is so helder en duidelik dat hy gaan stroom op.
Wanneer Amos hierdie dinge profeteer, word hy stilgemaak deur Amasia, die bekende, die erkende priester van Bethel. En Amasia sê vir hom, gaan profeteer elders. Maar moenie hier praat nie. Dit is die koning se heiligdom. Dis dan 'n profeet wat lanklaas gehoor het. Moenie hier kom praat nie. Hierdie is die koning se heiligdom. Luister, daar's net een koning. Daar's net een koning. Amos antwoord. En hoor wat sê Amos vir hom as hy antwoord. Hy sê, ek was nie 'n profeet of 'n profetesseun nie, maar ek was 'n skaapboer en ek het met vee versorg. Maar die Here het my van agter die kleinvee af weggeneem. En die Here het vir my gesê, gaan profeteer teen my volk Israel. Hoekom? Want die profeet hoor nie meer nie. Die profeet erken nie meer die stem van die Here nie. Dan moet hy 'n skaapboer agter 'n vyeboom gaan uithaal om hom te laat profeteer. En hier's iets vir ons baie belangrik om te leer, wat ek vanmôre graag vir jou wil kom sê. God roep nie net gekwalifiseerde mense nie. God roep nie net gekwalifiseerde mense nie. Hy kwalifiseer mense wie hy roep. Hy kwalifiseer. Amos was eenvoudig. Hy was iemand wat nie opgelei is in die weë van die profete nie. Hy het nie die profete skool deurgemaak nie. Hy is nie opgelei nie, maar hy was getrou. Kan ons 'n bietjie hier stop? Want ek wil hê jy moet heeltyd die lyn trek, die goue draad trek na Jesus toe. Wie's die ouens wat Jesus kies om sy disippels te wees? Vissermanne, belastinggaharders, gewone mense. Hallo? Wie roep hy om saam met hom die pad te loop? Gewone alledaagse mense. En kan ek vandag vir jou kom sê, wie roep die Here vandag? Gewone alledaagse mense. Hy roep jou. Soos ek en jy, ons is nie profete van beroep nie, maar tog stuur hy ons om lig te wees in 'n donker wêreld. En kan ek sommer hier myself onderbreek en dadelik vir jou sê, moenie vir jouself sê, ja, maar ek kom nie uit 'n geslag van dit of 'n geslag van dat, of my pa, my oupa grootjie was pastoor, daarom kan ek ook 'n pastoor word. Nee. God roep nie vanweë jou agtergrond nie. Hy roep jou vanweë jou bereidwilligheid. Weet jy wat? Dit gaan nie oor my agtergrond nie. Dit gaan oor die opdrag. Ek het vir jou slegte nuus. As die Here met jou praat oor iets en jy reageer nie, gaan hy met iemand anders praat. Hy gaan met iemand anders praat. Dit bring my by die derde punt. Daar's net een profeet en een getroue dienaar. Sy naam is Jesus Christus. Amos is 'n heenwyse. Amos is 'n tipe van Christus. Hoekom sê ek so? Amos is 'n tipe van Christus. Hoekom sê ek so? Ek wil hê jy moet mooi luister. Eerstens, Amos kom uit 'n nederige agtergrond. Jesus, die man van 'n timmerman. Hallo? 'n man van 'n nederige agtergrond. Tweedens, wat die waarheid spreek, selfs teen korruptes. In die tyd waarin ek en jy leef, het ons mense soos Amos nodig, wat sê, genoeg is genoeg. Ek
ek gaan my mond oopmaak en sê, dit wat tans in ons land gebeur, is nie reg nie, en wat verkeerd is verkeerd in die oë van die Here, ongeag of dit 2000 jaar terug was, en of dit vandag was, verkeerd in die oë van die Here is verkeerd. En luister, wat 2000 jaar terug Jesus na die kruis toe gedwing het, is die goed wat God nog steeds net so oorvoel. Derdens, Amos was verwerp deur die godsdienstige elite. Kom ons stop gou hier. Amos was verwerp deur die godsdienstige elite. Ons het nou 3 goed genoem. 'n Man van nederige agterkoms, Jesus. 'n Man wat die waarheid spreek teen enige vorm van sonde. Jesus. 'n Man wat verwerp word deur die godsdienstige elite. Wie was Jesus se grootste opponente? Hulle wat hom die meeste, hulle wat hom kruis toe gejaag het. Dit was juis hierdie godsdienstige elite. Vierdens, Amos het getrou gebly aan sy roeping. Jesus sê, ek sal niks doen behalwe dit wat die Vader vir my sê om te doen nie. Sien u Jesus in hierdie prentjie? Jesus sê in Lukas 4 vers 18, hy sê die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan die armes te bring. Dis nou 'n vers wat, hierdie is 'n direkte vervulling van die profesie van Amos. Jesus, en weet jy wat, die verskil tussen Amos en Jesus is dit. Amos het die woord gebring, maar daai woord was swaar, en die woord was hard, en die woord was 'n aanklag. Maar Jesus bring nie net 'n aanklag nie, hy bring genade. Hy bring versoening. En as hy ons uitstuur, as hy sy disippels uitstuur, dan sê hy, die Vader het ons nie geroep om aan te kla en vingers te wys nie. Ons is geroep met 'n bediening van versoening. Tweedens, wanneer ons kyk na Jesus, dan sien ons iemand wat mishandel was, verontreg was en vertrap was aan die kruis. Hy is die een wat geregtigheid bring aan die onderdrukkers. Luister, as ek dink aan Jesus, Amos was gelukkig getrou, maar hy het ook foute gehad. Maar Jesus was perfek, sonder foute, sonder sonde, sonder iets wat hy verkeerd gedoen het, maar hy het in ons plek die prys betaal aan die kruis. Hy het in ons plek die prys betaal aan die kruis, om God se regverdige oordeel oor te dra. En ek wil vanmôre vir u sê, Jesus Christus se prys aan die kruis is vandag nog net so geldig soos 2000 jaar terug. En ek en jy wat vanmôre hier sit, het ook 'n roeping. Sê bietjie vir jouself, sit jou hand op jou bors en sê, die Here het my geroep. Kom aan, sit bietjie jou hand op jou bors en sê, die Here het my geroep. Net soos vir Amos. Soos Amos word ek en jy ook geroep. Ek en jy word ook geroep om getrou te wees in Jesus Christus naam. Om getrou te wees in Jesus Christus naam. En soos Amos roep die Here vanmôre elkeen van ons om die waarheid nie net te kan verkondig nie, maar om die waarheid te leef. Ek gee vir julle 'n wetenskaplike feit. Dis nie eers geestelik nie. Maar die wetenskap sê,
8%, tussen 8 en 12% van wat jy hoor, sal jy onthou. En party van ons is hy persentasie nog minder. Maar weet jy wat? Hierdie selfde wetenskaplikes sê, net tussen 8 en 12% van wat jy hoor, sal jy onthou. Maar tussen 68 en 72% van wat jy sien, sal jy onthou. Ek het iets gesien. En ek wil vanmôre vir julle sê, wat hierdie wêreld nodig het, is dat iemand sal praat, dis waar. Maar meer nog, hulle moet dit in jou lewe kan sien. Ek en jy moet opstaan teen onreg, selfs wanneer dit ongewild is, selfs wanneer dit nie populêr is nie, moet ek en jy opstaan en sê, hierdie is nie reg nie, kan nie reg wees nie, sal nie reg wees nie. Luister, dis nie nou tyd om stil te bly nie. Jy weet, toe ons hierdie boodskap van verskillende stemme hoor, wat sê, dat die Here gaan kom die 23 September. Weet jy wat, daar's 'n klomp goed wat ons nou negatief daaroor kan sê, maar weet jy wat vir my belangrik is, die Here praat met sy mense. En hy sê vir ons, maak gereed, ek is aan die kom, kry julle reg, ek die bruidegom kom. En weet jy wat, jy kan hoe mooi wees, hoe wonderlik wees, hoe sag of hoe, maar as Jesus Christus nie die Here van jou lewe is nie, bly jy agter saam met die grootste sondaar. Ons het 'n roeping in Christus. En wanneer ek gaan ek nie in my eie krag nie. Ek gaan in die krag van die Gees. In die krag van Christus. Hy sê, hoor wat sê Hebreërs 3, vers 1 en 2, hy sê, dink aan Jesus, die apostel en hoëpriester van ons belydenis. Hy was getrou aan hom wat hom aangestel het. Is ek en jy ook getrou? Jesus was die getroue een. In hom kan ek en jy ook getrou wees. Amen. Ek en jy kan ook getrou wees. Ek wil afsluit. Ek wil graag afsluit. Hierdie evangelie, hierdie blye boodskap, hierdie goeie nuus moet in jou en my lewe ook uitgaan. Kan ek gou vir jou vra, en ek wys nie vinger nie. Kan ek jou vra, hoe lyk jy as God sy waterpas teen jou steek? Hoe lyk jy? Het jy al God se waterpas in jou lewe gemeet? Kan ek meer as dit vir jou vra? Het jy agtergekom, jy's nie so reguit nie? Kom aan, jy moet 'n hipokrit wees om te dink jy's volkome. Het jy agtergekom, wanneer die waterpas aan jou gemeet word, as jy nie so reguit is wat jy gedink het nie? Maar weet jy wat? Die waterpas sê nie net, ek is nie reguit nie. Die waterpas sê, daar's genade. Daar's genade. Weet jy wat? Kan ek vanmôre vir u sê, terwyl ons nog vanmôre hier is die hemel eintlik baie naby. Hallo? Die hemel is baie naby nou. Weet jy hoe ver is die hemel nou van ons af? Net 'n belydenis ver. Net 'n gebed ver. Net nodig om te sê, Here, wees my genadig en vergewe my van my sonde. Here, ek wil nie langer vir myself leef nie. Ek wil U 'n kans gee. Dis hoe naby die hemel is. Maar as jou asem hier uitblaas, is die hemel baie ver. As jou lewe met die Here nie reg is nie. Luister, daar is nog genade.
Kan ek jou vanmôre vra, het jy al gereageer op God se roepstem? Het jy al gereageer? Weet jy wat? Die Here roep ons eerstens tot inkeer. Maar die Here roep ons ook om 'n getuie te wees. Ek het in die begin gesê, luister, dis nie my verlede wat tel nie. My verlede kwalifiseer of diskwalifiseer my nie. Dis nie die swak plekke wat ek in my lewe het wat my laat kwalifiseer of nie. Wat my kwalifiseer is dat ek gehoorsaam is aan die roeping van die Here en begin om toe te laat dat die roeping my dryf en nie my struikelblokke nie. Die Here roep vanmôre elkeen van ons. Dis mense wat dalk vanmôre hier sit en sê, pastoor, ek is nie 100% seker my saak met die Here is reg nie. Vandag roep die Here jou. Maar tweedens, das die van u wat al lankal die Here ken en lankal vir die Here leef. En die Here kom vanmôre en hy roep jou en hy sê, ek wil hê jy moet lig wees. Ek wil hê jy moet 'n instrument wees. Ek wil hê jy moet 'n disipel wees. Ek wil hê jy moet kan vertel. Nou, party van ons is mos skrik, skaam en bang. Skrik, skaam en bang is van die duiwel. Skrik, skaam en bang is van die duiwel. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar hy het ons 'n gees gegee van krag en liefde en 'n gesonde, stabiele verstand. Luister, die Here wil jou gebruik. En baie keer het jy net nodig, sonder om met iemand te praat, het hy dalk net 'n hand op die skouer nodig. Terwyl jy jou hand op sy skouer sit, dan sê Here, U sien vanmôre hom raak. Hoor sy noodkreet en antwoord hom in Jesus Christus naam. Bring vervulling, bring bevrediging. Adrian, die Here wys vir my, terwyl ek nou my hand op jou sit, dat die Here het vir jou 'n ander plan. 'n Ander plan is wat jy tans beleef. God het vir jou 'n plan wat draaie gaan maak. 'n Plan waar jy ewe skielik ontdek, maar ek is eintlik besig in die verkeerde rigting. My oog is op dinge wat die God van my lewe nie beplan nie. Ek hou myself besig met dit waarmee ek nie besig moet wees nie. Die Here sê, hy het 'n plan. Ek wil vanmôre vir u sê, ek sou dit nie beleef het as ek nie my hand op hom gesit het nie. Ek sou nie beleef het wat die Here sê, as dit nie gekom het by 'n aanraking nie, as dit nie gekom het by 'n hand wat ek vashou, wat my sê, daar kom genesing, daar kom herstel, daar kom volkome vertroosting, die seer haal hy uit, hy verwyder daai blokkasies, hy haal al die goed van die verlede uit, daar's 'n nuwe toekoms, daar's 'n nuwe lewe, daar's vryheid, daar's verlossing, daar's vrymaking, in Jesus naam. En alles begin met 'n hand. Die Here vra, sal jy my roepstem hoor? 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 Die Here vra, daar's groter en wonderlike dinge vir jou in store. Groter en wonderlike dinge wat die Here vir jou beplan, sê die Here. 'n toekomsbeplanning van vooruitsigte. 'n toekomsbeplanne van seën. Van deurbraak. Van 'n toekoms wat rooskleurig is. Ek beleef, jy het al baie vir jouself gesê, is dit, kyk die Here oor my, sien hy my nie raak nie. Die Here sê,
sien jou raak. Sy oog is op jou. Jy's 'n dogter. En 'n pa se hart teenoor 'n dogter is totaal anders. Sy oog is op jou. Ek wil vanmôre vir jou sê, God se plan vir jou lewe is, hy wil jou roep. Hy wil jou stuur. Maar hy vra vanmôre, is jy bereid net 'n hand te sit? Net 'n hand te sit. Net 'n hand te sit en sê, ek is bereid. Here, die minste wat ek kan doen is om 'n hand te sit. Jy het al baie toegelaat dat die Here jou renoveer. Ag, die duiwel jou renoveer. Ek gee vir my jou hand. Ek beleef dat jy, sonder dat jy besef, deure oopgemaak het dat die vyand jou renoveer. Die Here sê, dit stop hier, in Jesus naam. Dit sal nie langer aangaan nie, dit sal nie langer geduld word nie. Jy sal op 'n plek kom, waar jy opstaan en sê, die vyand se werke met my is verby. Ek het gekies om te doen wat die Here wil hê. Ek het gekies om 'n geseënde van die Here te wees. Ek het gekies om herstel en gesond te wees. Ek loop nie meer met die hang-ups van die verlede nie. Ek blameer myself nie meer langer nie. Ek blameer ander nie meer vir wat in my lewe gebeur het nie. Daar die skille val af. Daai blokkades word weggeneem. Dis hy. Dit vloei regdeur in Jesus naam. Dit vloei. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here het 'n plan vir jou lewe. God het 'n plan. Die Here het 'n plan. Hy wil jou gebruik. Hy wil deur jou werk. Hy roep jou. Hy stuur jou. Is jy vanmôre bereid om te gaan? Here, ek wil ook so. Nee. Here, stuur my.